Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie hij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou lig verskil. Asai, welkom by nog 'n episode van Uit die Koekplek. Nou, 10 jaar terug, 2016, het ons almal ons doodgeskrik. Bloemfontein, Curriebeeker, Oktober, en daar lê 'n man, kom uit die skram uit en ons almal skrik ons dood. Maar gelukkig vandag is ons hier by die Koekplek, gelukkig om Julian Redling na huis te hê. Julian, welkom by Uit die Koekplek. Thanks Koekies, dankie vir julle, welkom hier by ons. Dis lekker om jou hier te hê. Ek het nou sommer die ou rugbybal gebring, maar die jong man ken nie die leerbal nie. Nee, ek ken het nie. hom nie met hom gejolly. My pa het my gewys van hom en my geleer van hom, ek ken hom nie. Ja. Julian, kom ons gaan nou by daai wrede dag terugkom, maar let's rewind. Kom ons gaan Julian, gebore, Wesrand man. is jy 'n Wesrand man die hele lewe deur? Ja, ek is blykbaar in die Pretoria gebore, maar my pa was prokureur gewees. Ek dink hulle het Rustenburg eers geoperate en toe kom hulle hierdie kant toe. Ja, so ek dink vandat ek kan onthou Krugersdorp, skool gegaan, laerskool Krugersdorp Noord. Ja. Toe Monas toe gewees en toe was ek 'n rukkie Sharks toe gewees. Net na skool en toe weer Leeu's toe gekom en dis maar waar my loopbaan eintlik op sy heel beste gegaan. Maar jy het geswat ook dan iewers tussenin. Toe het jy nou 'n rekenmeester geword. Ja, so dis hoekom ek Sharks toe was. Wel nie net dit nie, maar ek was Sharks toe gewees dat my ek dink op begin matriek het my opgevlieg so toe by my pa en nou eintlik maar al die fancy goedjies gedoen sodat hulle ons nou kan kry daar. Ja. Eintlik 'n klomp van Mona se ouens gevat daai jaar. Okay. Al ons SA skole spelers, so het 'n goeie groep gekry. Ja. En dit gewerk, ons het onder 19 gewen by die Sharks. So dit was 'n goeie spanetjie geweest. Maar hulle het vir my gesê ek kan aan toe kom, ek kan deur Unisa my rekgraad swat wat nie so moontlik sou wees by 'n universiteit nie, want natuurlik met die rugbyprogram is dit moeilik. So deur Unisa kon ek dit doen en hulle het my Varsity College is 'n amper 'n independent universiteit wat Unisa so goed aanbied. So hulle gee vir jou klas. So soveel as wat ek kon ek by die klasse uitkom. Yes. Want dit was nog altyd my belangrik geweest is om 'n Okay. graad te kry en myself bietjie geleer te kry ten minste. Nou 'n jong Julian, het jy broers, susters? Ja, so ek is die oudste. My sussie is 2 jaar jonger of 'n jaar en paar maande jonger as ek en dan my boetie is so 4 jaar jonger as ek. So almal is nog steeds in die Wesrand, my ouers is in die Wesrand. My skoonma bly 3 huise van ons af. So baie bevoordeel. Ons is erg familie vas. Sorry, die keel van my hak bietjie vas. Maar jou anker is nog baie altyd hierso. Ja, altyd. Ja, so daai paar jaar in Durban was lekker. Ek het dit regtig baie geniet. Geleer Engels praat daarom, so ek kan daarom 'n bietjie Engels praat. Ja. Maar lekker jare gewees. Regtig het baie geniet. Ja. En toe ek terugkom, my vrou het gaan swat op Tikkies. So ons het al uitgegaan van Snart 9 af. En toe het sy gaan swat by Tikkies, Dominie, so het lank geswat. En toe sy begin werk het by die gemeente waar sy groot geword het, waar sy nou die leier van die gemeente is. So is eintlik 'n amazing hele storie. Ja. Toe kon ek terugkom, daai tyd met coach Swys en coach Akkies. Toe die Leeu's eintlik gedemote was, nê. Nee. Ja. Toe kon ek terugkom, kry hulle my 'n kontrak hiersom. En toe was dit baie lekker om terug by die huis te wees, terug by my vrou. Of toe kon ons nog nie ons was eintlik nog eens verloof, maar toe ek net terugkom, toe kon ons verloof raak, getroud word. Ja. En dit is al 3 girls ook, so is amazing. Ja, ek wou net vir jou vra, die kinders is daar al 3 meisiekinders. Ja, 3 girls, hè. 8, 6 en die enetjie word nou 4 volgende maand. So lekker besig. Dit sou nou lekker wees om 'n seun te hê, maar die girls is dan mos maar 'n lekker. Ja, kyk, hoe's ek natuurlik, as jy nou rugby, jol en golf en soos ek en my pa is baie close. Hy ons jag en ons speel nog steeds golf saam en speel paddle saam, so daai verhouding treasure mense en ek het altyd gedink dit sou baie cool wees om ook daai verhouding te kan hê met 'n seun. Maar hier sien die girls is my hart se punt, so ek geniet hulle vrek baie. Hulle like ook daarom jag. Ek dink ek sal nog 'n golf in kry. Hulle love die hockey, my vrou het ook baie hockey gejol. Yes. So ten minste like hulle die sport. Gimnastiek. Was jou vrou ook in Monas of? Ook Monas, ja. So eintlik snaaks ons is 2007 die hoofseun hoofdogter gewees by Monas. Ja, so amazing. Lekker storie om te vertel. So ons het 2 matriek afskeide gehad. Standaard 9 moes ons gaan werk het by die matriek afskeid en die matriek kon ons om geniet het. Nou kom ons jou liefde vir rugby. As ons nou terug gaan Noordskool toe en ek is nou bevoorreg gewees om lank daar te werk. Ja, is nog steeds. Noordskool, is dit waar jou rugby ontwikkel het of voel jy het eers later van tyd het jou rugby nou regtig begin? My pa love cricket nog altyd. So ek het eintlik as 'n jong laaitie
het hom eintlik meer vir extra cricket gevat en ek weet nie of jy vir meneer Lappies kan onthou by Ja, Noordskool. ja. Dis what a legend, meneer Ja, ja. Jacques Lappies nie. So hy het mos daai cricket nette gehad op 'n Saterdag en dan het ek my pa het my gevat vir dit. So onder 8, ek het dink onder 7 onder 8 nie eens rugby gespeel nie. Onder 9 toe stap een meneer in die klas en hy sien dit ek so korrige mannetjie en hy sê hy kom speel nie rugby nie. Toe sê ek sal begin speel. Maar eintlik was ek net in die cricket. Ja. En toe speel ek bietjie rugby en toe sê ek daai stit wat op die 5-3 altyd tik en gaan druk 3. Dit was ja. my job geweest. En toe het ek eintlik dit geniet en toe het ek onder 9A begin speel. Ek sal nie sê dit was my liefde al geweest toe nie, maar Ja. obviously net iets wat toe lekker was en Ja. ek moet sê dit het my baie selfvertroue gegee. Toe ek begin beter raak Ja. in dit. Ek dink onder 12 het ek eers span gespeel en toe is ek nog so kort vet mannetjie tussen sulke twee langste. Reinhard Tron was die eenste en CJ was die anderste. Okay. En dat was baie lank. Ek sou was nog 'n foto gesien ek die hakkertjie is tussen hulle twee langste. Ja. Maar ja, so toe het ek dit begin like toe onder 12 gespeel, onder 13 gespeel. Kruiven week en ek dink dit was die Nike week onder 12. So toe begin daai amper liefde begin Yes. voel okay, ek is nie te bad in die game nie, ek kan 'n job. Ja. En toe Monas toe natuurlik en ek dink daar's maar eintlik waar die rugby ding nou jou regtig byt, nee. Waar die plantjie nou water gekry Ek het. dink so, ja. Ja. En jou tyd by Monas het jy die ouens wat om jou was, daar was 'n goeie span geweest. Ons het 'n goeie groep gehad, ja. So in my matriekjaar was die SA skool in, ons ek gewees, Justin Botha, Fly of Juice, dan Tsepo Masuga was die vleuel gewees, Damian Jansen van Rensburg was die fullback gewees. Ek dink dit was ons 4 as skool. Die vorige jaar was Biscuit hulle gewees, Alfred Rees gewees. Wie was nog in daai span? Koun hulle, is 'n goeie span hoor. Wat was julle watter jaar was julle matriekjaar? So myne was 2007 matriek en die 2006 jaar was ook 'n baie goeie jaar gewees. Dis die 2 jaar wat ek eers gejol het. So Okay. 2007 was ons eintlik nie so name gehad, maar nie goed gespeel nie. Ja. Dus ek dink een van die enigste jare wat ons nie die goue Leeu's beker gewen het nie. Sure. Alhoewel ons ek dink 12 kry spelers gehad het. So dit was net 'n snaakse jaar. Ja. Nog steeds bietjie spyt oor hoe daai jaar gewerk het. Hoe was dit vir jou want ek ben van 'n Noordskool is 'n goeie rugby skool, maar Monas is nou die rugby skool. Ek praat nou in die omgewing. Ja. Hoe was dit want mense moet nou gaan hard fight. Ek dink baie ouens dink maar jy stuur jou kind na een van die rugby skole toe. Ja. Dit gaan sommer net jy gaan instap en hy gaan A-span speel. Dis taaf. Ek meen Willem Alberts het gesukkel. Weet jy nie? Ja, dis dieselfde storie. So onder 13 kry ek gespeel, nou kom jy mos nou ek's nou 'n macho mannetjie. Kom Ja. al by die ja, toe was dit nou onder 14 proewe. En ek onthou nog, ek het vir een van die paas gesê, "Jesus, maar gaan nie 'n shoulder pads dra nie. Ek gaan vandag jou ons lekker hard duik." Proewe. Nou dis hoe windgat ek nou was, nê. En toe die spanlyste uitkom toe ek in die B-span. En dit was bly goed geweest my, want toe het ek bietjie rude awakening gehad. Yes. En toe moes ek begin oefen, hè, want ek was toe nog on fix en jy dink mos nou alles gaan net van self kom. Ja, ja. En toe het ek onthou, dan kom ek by die huis aan. Nou is eintlik was ons nou lekker gat vol, want natuurlik is eers die coach se skuld, né? Dis Ja, ons tuurlijk. almal. En ek onthou my pa en ek het gesprek gehad, sê luister hierso, moet ons jou noord jy wil toe stuur. Jy kan nie vir die beespan speel nie. En toe sê ons nee, kom ons byt vas, kom ons gee ons self kans, kom ek oefen net bietjie. En dan kom ek by die huis in die middag na oefening, dan trek ek my takkies aan en dan hardloop ek op bult. Ons bly jy weet nou maar ons bly. Ja, ja. Randendal in die dip daar in Breinstraat. So al die jy kan enige kant toe hardloop, net opdraai. Ja, ja. so toe het ek aan Bolte gaan hardloop met maar aan push-ups en sit-ups en so na die eerste toer van die jaar toe kom ek in die A-span. Maar ja, so ek moes my pad bietjie opwerk, ja. Ja. Wat goed is, nee. Het jy toe van daar af A-span eerstes Ja, gejob? toe genadiglik van daar af toe was dit onder 14 al na die toer, 15 al 16 Grand Como, 17 eerste span en dit was eintlik 'n baie ek wil sê gelukkige jaar. Goeie jaar en toe in standaard 9 toe kon ek SA skool ook speel, maar ek sou eintlik nie as eersman speel nie want Roan van der Merwe was 'n goeie stit geweest. So en toe het hy sy Achilles geskeur. En toe het ek nog my kans gehad, toe speel ek nou eerste span. Toe kry ek 'n week toe SA skool, al ons standaard 9. So dit het eintlik my kom ons sê my loopbaan. Jy set the tone, ja. Ja, amper want dis toe nou waar die Sharks my al klaar gesien het, want natuurlik is daar nie baie voorspelers wat standaard 9 al Ja. SA skole speel nie. Ja. So toe het hulle ons almal raak gesien. En van daar was die loopbaan eintlik gekickstart. Nee. Kan jy beide kante speel? Los Ek en het bietjie vas? loskop gespeel. Stalks se storie is toe semifinaal. Ek dink dit was 2013. Toe kry iemand het seer gekry van die span nou in die week. Nou sê hulle okay, skram op loskop. Nou sak ek op loskop want CJ van der Linde was nog die vaskop. Okay. So hy was al gewees, ons het 'n goeie vaskop gehad, maar ons loskop het seer gekry. Nou sê coach Akkies, luister, sak dit gou hierso, laat die ouens oefen teen jou. Want ek was nie in die span nie. Maar toe kon CJ my nie skuif nie. Nou is ek op loskop, so nou kan CJ my nie skuif nie. Toe sê coach Akkies, nee, wat jy start. Toe start ek op loskop. In die semifinals teen Patsel, hier was nog die
was nog hulle vaskop geweest, want toe daai tyd 'n bok was. Jy's reg, ja. Maar toe, die halftyd toe kom ek in die kleedkamer, toe kon ek nie met my nek beweeg nie. Toe is my nek so styf, want 'n loskop se aksie is natuurlik baie op jou nek. Dis Ja, ja. coach ook seker jy het jou job gedoen, dis af in die veld al. So dit was my 20 so dis al professionele game wat ek loskop gespeel. Ja. Die res van die Maar game Monas was het jy vaskop gejol, jy. Ek dink coach Reinders, meneer Reinders het my onder 16 toe skuif aan my vaskop toe. So ek het onder 14, 15s eintlik nog loskop meer gespeel. Ja. En toe sê coach Reinders, hy sê ek dink jy moet vaskop toe gaan. Ja. Dis 'n goeie beter geleentheid. Ons man Ja. ouens wat vaskop kan speel. Ja. Ja, Ek dink ek het ook begin uitsak by die lente. Ek het nie gegroet soos die ander. jou coaches by Monas wat baie uitgestaan het. Ja, eintlik almal van hulle. Ek moet sê koekies, meneer Jan van Staden wat nou weer terug is by Monas, baie excited om. Hy was 'n ou wat nogal staf was op ons. Dien van der Walt was ons ander coach geweest. Meneer Tinas Barnard was een van ons coaches geweest. Onder 16 meneer Skalk was toe my coach geweest en wat lekker was, hy was my wiskunde meneer. So ek het wiskunde gelove. En ons was net twee mense wat addisionele wiskunde ook by hom gehad het in ons graad. En hy was ook ons meneer daar geweest. So ek en meneer Skalk, ja, ek het 'n lekker pad saam met hom gehad. Ja, ja. En natuurlik meneer Hans wat ons afgerig het. Oom Versagie wat daar was by ons. Ja, ons het eintlik baie special ouens gehad ons gecoach het. Ja, Monas het 'n special iets in hom. Ja, ek moet sê, dis memories wat by jou hou vir altyd, nee. Ek het die tye daar geniet, tawwe tye, lekker tye. En daai passie, dit was flippe lekker geweest. Ek onthou nog goed ons sit in huil as ons verloor het die game. En hoe mens bly was, want dit was net jy's regtig trots op jou skool en hoe mens deur daai tunneltjie hardloop en die skoollied sing en na die tyd die lied, ek weet nie, al daai goeters is regtig cool memories, nee. Maar ou mens fiks, gelukkig het jy daai bulte gedoen, want by Monas as jy Saterdag gaan loop daai tonneltjie mos so loops, dan hardloop jy en jy wil vir niemand sleg lyk nie. Dan hardloop jy en hardloop jy en hardloop jy en dan wens jy uit as vir so op die einde kom jy eintlik moeg. Dis bring water. Ja, ons dit is soek water, bring dit gou water. Net hardloop van ander manne wag vir jou daar. So toe sien nou Sharks toe gaan Jolly nou Sharks rugby uit skool uit. Ja, is goed geweest my hoor, want dis uit die huis uit. Ek was nie koshuis toe geweest op skool nie, ons was lekker naby in die skool gebly. Bly ook daaroor geweest. Ek het natuurlik my pa 'n paar keer gevra, kom dad, dan sê nee, ek kom bly by die huis. Ek wil nie by die huis nie, wat eintlik lekker is, ons is baie egte familie. Toe Sharks, so goed vir my, bietjie daai onafhanklikheid gewerk. Engels moes swat, Engels moes praat. So bietjie uit die comfort zone uit, nee, wat ek dink goed was. Hulle die Sharks stelsel was goed daai tyd. Hulle het ons al die gekontrakteer en sit in 'n gastehuis gebly en 'n vrou het vir kos gemaak, soos dis amper 'n koshuis maar amper fancy. Hulle was ook veel so dis nog steeds 'n bietjie van 'n soft landing geweest. Ja. Maar ek het dit baie geniet. Ek het in die eerste week wat ek aankom, toe ook 'n besering geweest. Toe coach Swys het Brei my opgetrek na die ander 21s toe. Toe toer ons pikke en goed so. Dit was al soos my eerste maand daar. Toe moet ek al teen Willem van der Walt hulle speel. Eintlik 'n ou Monas manne wat voordat ek nog eers hulle was al uit die skool uit toe ek nog op skool gekom het. Was Swys hulle toe by Sharks geweest? Swys was by die akademie geweest, ander 21s gehad en goeie. So ek het my eintlik ek dink dit was dag 2 toe ek aankom. Toe trek hy my in. Toe oefen saam met hierdie klomp wille honde. En toe was dit eintlik nou 'n lekker vinnige start geweest. Yes, toe speel ek aan die 21s, maar toe kry ek my eerste nekbesering, nê, in 2019. Ag sorry, onder 19, dit was 2008. Kry ek my eerste nekbesering, eerste nekoperasie, ja. Ek het in die gym gestaan. Ek dink dit was eintlik van skool af. Ek onthou teen Florida dat ek 'n ou vasgehard met my nek soos 'n shot gehad, maar aangehou Jolly, weet mos soos dit op skool. Ja. En toe ek nog in die gym staan, en ek lift toe so iets wat pop. En toe is dit net ek dink dit was 'n kussentjie wat geval het. So dit was 'n vinnige operasie, 3 maande uit. Maar wat jy geweet jy was daar in die moeilikheid toe daai. Ja, wel, ek het toe gerehab en goed, maar toe die dokter het gevoel my kraag in my hande is ewe regtig of iets. Ek kan onthou nie. Toe stuur hy my vir scans, sê hulle ek moet jou nek opereer. So toe het ek na ander 21s gespeel, bietjie van 'n breek gehad, gou die nek geopereer en toe begin ek daai einde van die jaar toe speel ek aan 19 Currie Cup en dit was toe nou waar ons die Currie Cup gewen het. Eintlik toe was Rudolf Straulie wat nou ons CEO by die Leeu's is. Yes. Toe was hy ons onder 19 coach. So dit was eintlik sy eerste soos coaching job weer. Ja. Want toe was hy nog eintlik heeltyd CEO en MD gewees by die Sharks, maar toe vat hy gou die onder 19s daai jaar in ons jaar. Toe wen ons die Currie Cup. Ek hoor hy was 'n tawwe coach. Jy sê hy het so half kap fik sy ding gehad. Nee, hy het ons 'n bietjie geëet. Ja. Maar wat vir ons was dit amazing, want natuurlik is hy ou met baie aansien. So elke hotel wat ons gekom het, hy vir ons fancy kos gereël en ons het gedink ons is masjiene. Ons word bederf waar ook al ons gaan. So ons het hom baie geniet as 'n coach. Dit was eintlik lekker geweest. So hy's en coach Rudolf wat toe nou by die Sharks was, het toe nou toe ek 2013 Leeu's toe kom.
Toe was Coach Swys klaar, so hy was 'n groot deel van hoekom ek teruggekom het. En Rudolf het toe 2014 toe word hy CEO by die Leeu's. So dit uiteindelik uiteindelik dieselfde baas het weer. Ja, presies dit. En nou is ons nog steeds, Rudolf is nog steeds 'n CEO. Ja. Ja, so dis nog steeds lekker om saam. Okay, so toe jy nou by die Leeu's en hier gaan ons nou. En Ja, die so toe prospects is groot nou want ek meen nou begin jy wonder kan ek nie dalk 'n bok word. Wel eintlik nie, nee, so 2013 weg by die Sharks gejaag. So gesê, daar's nie meer eintlik my plek vir my nie. Jy kom ons aan daai senior kontrakfase waar hulle genoeg seniors het. Ek is nie goed genoeg by hulle. Die woestyntyd. Ja, en ek was nie goed genoeg vir hulle nie. Hulle het net gevoel hulle het ander jong ouetjies wat deurkom. Die senior ouens wat daar is goed genoeg. So daar's nie eintlik plek vir my nie. So toe speel ek het nie super rugby, ek het 'n oefengroep gewees, toe nie gemaak nie. Stuur my Wouroken Cup toe sê gaan ook nie Wouroken Cup speel nie. So nou is ek so 6de keuse seker by die Sharks. En dis toe Coach Akkies hulle my die lifeline gee en Coach Swys. Toe het my pa hulle kom sien hier bo sonder dat ek by was en toe sê hy, "Shap, kom." En toe kom ek hierdie kant toe. So dis 2013 Maart maand. Dis die tyd toe die Leeu's nou rebuild. Ons is eintlik uit die Super Rugby uit en 'n Super Rugby tyd. So toe het hulle nog vir ons beloof ons gaan Amerika gaan toer, nooit gebeur nie. En ons gaan wat toe speel ons teen so Samoa in Rusland ja, klomp snaakse games gereël vir ons. Ja. En toe moes ons die Wouroken Cup, toe ons die Wouroken Cup gaan wen. En toe Currie Cup en toe tot die promotion games was belangrik teen die Kings gewees. Kings, ja. Toe het ons die eerste ene gewen daar by hulle en toe verloor by ons, maar gelukkig was die points difference ons guns. Ja. So wel baie tens geweest, maar uiteindelik is ons toe net weer terug in Super Rugby. En dit was 2014. So daai het al 2013 gebeur net soos ek al aangekom het. So. En toe 2014, ja, einde toe ons Super Rugby gejol, einde van die jaar toe word ek gekies in die bulkgroep. So van weggegooi af in 2013. Amazing. Na Leeu's toe kom en die Leeu's te goeie jaar. Ons het hulle die regte groep ouens bymekaar gekry. Regte coaches, regte spelers, almal 'n klomp fighters wat weggejaag is by ander unies. Ja. En ons het 'n decent jaar gehad by die Super Rugby en daar kry ek my kans. Ja, 2014 in Bokke de Jong. So jy het super rugby toe by die Leeu's gaan, het jy toe. Ek het my debuut daar gemaak. Sharks het ek Currie Cup gejol, ek klomp games Currie Cup gejol, maar nooit Super Rugby gespeel. Hoe was daai Super Rugby? Ek weet wie was jou debuut geweest? Ons het in die Cheetahs gejol, nee. Well, okay, jy begin sommer met die eerste game was teen die Cheetahs daar in Bloemfontein, so die Leeu's se intro terug in. En hulle het nog eens 'n goeie span gehad, net was hulle Leroux en Loot, hulle Trevor, hulle Koenie, dit was 'n regtig goeie span. Maar toe kon ons hulle daai dag wen op met dropkick, so Marnus Boshoff, weet jy of jy hom kan onthou. Ja. Toe slaat hy 'n drop goal om vir ons die game te wen. Toe wen ons as die eerste game weer terug in Super Rugby. Toe het jy ook gaan toer toe natuurlik in Nieu-Seeland toe. Ja, nou moet jy dink, ek dink ons was daai toer meer as helfte van die groep by die eerste keer nog ooit Super Rugby gaan toer. So ons was jong mannetjies met groot oë en gaan toer in Nieu-Seeland en Australië. Hoe was dit daarso? Ek meen Nieu-Seeland het toe groot willestutte gehad op daai stadium. Ja, dit is amazing. So ek kan nie eens onthou ons eerste toer, maar ons het lekker sweeties gevat, hoor. Ons het verloor, ons is natuurlik 'n jong groep. Ja. Ek kan nie eens onthou waar was die eerste jaar nie. Ek wonder of dit nie Crusaders was nie, want ek weet ons het 1 jaar teen Crusaders gejol wat 'n flip en tawe game was, hoor. Ja. Baie tawe. Ons het Highlanders daar 'n paar tawe games gehad. Die Chiefs was ons eerste game wat ons daar gaan wen het. Ek dink dit was 2015. En dit was ook ons 'n groot draaipunt vir ons belief geweest as 'n groep. Om die Chiefs daai hulle was 'n goeie span, baie goeie span. Toe kon ons hulle daar op baie veld van hulle gaan wen wat amazing was. So ons het lekker getoer. Ons het later aan begin baie goed toer. Toe ons daai 2016 toe ek nog gejol het en toe 2017-18 nadat ek nou klaar gemaak het die Leeu's regtig baie goed getoer. Meeste games daar, maar amazing lande, nee. Ek moet sê ons sal nou nog kyk die Joorsie is baie lekker. Die toer nice lande, nice dorpe, nice stede, maar en die IPCR, ons gaan hierdie jaar gaan ons La Rochelle toe en Londen toe. So dis nou nuwe dorpe wat ons gaan verken. Ja, dis lekker. En elke jaar is 'n bietjie iets nuuts, maar daai jare, as jy gegaan het, Auckland was lekker geweest in Nieu-Seeland. So het altyd Queenstown toe gegaan as jy teen die Highlanders gespeel het. Wat 'n amazing dorp is. Ek sal almal aanraai om so te gaan en dan Australië as jy daai Sydney is en dis Coogee Beach en dis 'n amazing plek en hy Perth is 'n klomp Afrikaanse mense. So ja, ek het myself vas in Afrikaanse mense. So daai toere was amazing geweest. En Melbourne is ook 'n baie nice stad. So al wat daar was nice, maar en mens mis nogals van daai toere. Die natuurlik in Nieu-Seeland is ook baie erg oor rugby. So as jy daar was, die gevoel is op rugby toer, die mense herken jou en vra en gas. maar is 'n mooi opbou, die hele storie van die Leeu's van eintlik ek onthou waar ek alles part toe gaan waar daar niks borde advertensie, daar's niks. Julle was en hoe jy hom bou tot op 'n punt waar almal begin en die Leeu's eventually in finals geëindig het. Dis jammer ons kon nooit. Dit was 'n mooi opbou geweest. Ja, maar en dit was regtig 'n sameloop van klomp goeie mense
En natuurlik Here se genade wat alles bymekaar sit. So dit was 'n lekker ding geweest, lekker kultuur gebou in die span. Al die groep spelers het almal so gelyk getrou, gelyk kinders gekry. So dit was dit was 'n regtig lekker groep mense geweest. En as jy vat so Sous ou Franco Mostert en Faf, hulle speel nou nog. Ek meen, dis manne wat in daai groep wat nou nog vir die Bokke was onlangs was Malcolm, Sous, Kwagga, Faf, daai vier ouens eintlik die prominente ouens wat by die Leeu's was. Nou natuurlik, ek dink uit daai groep uit van ons, ek kan nie onthou of dit 14 of 18 Bokke is nie, maar van daai 2013 tot 2018 toe was ek dink 18 Bokke geweest. Ja. Ou wat vir my altyd uitstaan, ek was 'n groot voorstander van hom, maar hy het nooit sy regtig aan die gang gekom op bok, of uit die bok gespeel is Derek Minnie. O ja, tawwe speler hoor. Hy was 'n Bull Terrier of Nout geweest, daai ou het. Ja, hy is taaf. Goeie atleet geweest, veel taaf geweest. Ja. En toe kry jy die call. Bokke toe. Vertel ons daai, waar was jy, wat, hoe het jy geweet die Bokke gaan bel, het jy nie geweet? Ja, eintlik nog ons goed met dit, ek moet sê tot sy krediet. So, ek dink hulle praat met jou afrigters voor die tyd en so, maar hy het my toe gebel, voor dit het hy my gebel persoonlik en gesê, luister, jou naam gaan uitgelees word, baie geluk. So ek dink dis 'n nice touch. Okay, dis ja. So dan weet jy dit kom. Dis dit 'n visvang en hier kry jy oproep. Dis nie daai tipe van. Ja. So dit was eintlik nog 'n mooi manier om dit te doen en toe vind ek eintlik is in die groep en dit was vir die end of year November toer. So ek was eintlik nie in 'n goeie shape geweest nie. Dit was net na die Currie Cup en ek het eintlik 'n skeytbesering gehad. So ek het net teruggekom voor dit en ek was nie in 'n goeie shape vir daai toer nie. Maar toe ek dink daar was 'n besering geweest. So die vaskoppe was ek en Koenie en Jannie was die 3 vaskoppe. En dit was ek dink tussen my en Marcel van 'n Merwe wat die 3de vaskop sou wees. Okay. En toe ek dink hy het seer gekry. Toe kry ek die call-up. Ja, en toe was dit eintlik nou baie lekker. So ek na 4 weke saam met die Bokke op toer, eerste keer en toe kry Jannie seer. Ons eerste keer dink ek was Ierland, toe Engeland, toe kry Jannie seer teen Engeland en toe maak ek my debuut teen Jy het in Italië gewen. Ja, en ek dink hulle sê dit Padua, hoe ook al het sê. Maar wat amazing was, my vrou hulle het die vorige jaar sou hulle 'n Bybeltoer gedoen het saam met 'n groep. En toe dit gekanselleer. Toe kon daar so min mense gewees. Toe het hulle nou die krediet wat lê by die travel agent of wat ook al. En toe sê hulle, okay, maar hulle gaan Italië toe gaan as ek speel. Maar hulle weet natuurlik of ek gaan speel want ek's eintlik nou die 3de keer se ou. Ja. En of hulle weet of ek teen Ierland gaan speel, waar ook al ek my debuut gemaak het, maar hulle wil graag Italië gaan doen. En dit is dan natuurlik baie Bybelse goedjies in Italië. So hulle sê ek kos gaan Italië toe. En toe werk dit nou presies uit. Laat my vrou en my skoonmaat het getrek. Wow. My vrou het in dieselfde hotel per ongeluk geboek as ons. So toe is hulle daar vir my debut en hulle is die aand daar vir my die capping ceremony. So dit het eintlik amazing uitgewerk. En wat nog beter as dit is my Here was nog altyd bakkies. So toe bakkies, ek kan nie sê beter is. Dit was eintlik die beste ding wat my vrou daar was en my skoonma. Maar wat ook goed was van dit is bakkies hulle wat daar was. En nou bakkies het klaar gemaak in daai week. So hy het sy international retirement gekol. Sure. In daai week na Engeland. Jo. En die Bokke het die gewoonte dat iemand nou altyd die jersey presentation doen. En toe is dit bakkies wat daai en doen want hy call toe nou so ding. So my gunsteling speler is nou die ou wat my eerste bokdryf my gee. Ja, wat amazing. So, ja, ek kan nie vir jou sê hoe daai week eintlik alles het net so perfek uitgewerk. Wow. Dat my vrou daar is bakkies gee van my eerste try. Ja. En ek soos jy sê, dit kan nie coincidence wees. Jy weet maar die Here bederf. Nee, dis die Here se hand. Hy bederf ou se bietjie. So dit was amazing geweest. Ja. Jou boknommer? 866, Ja. Ek het ons dink 865 sou cool wees, maar toe het Nezamkar net voor my opgegaan en toe 866. Is dit soos daai tyd toe ons selfoonnommers kon kies, dan gaan jy so deur die kyk hierdie gaan 'n lekker nommer wees. Ja, jy gee werk so 'n bietjie uit waar kan jy uit. En dit klink so of jy nou daar was so 'n lekker nommer. Ja, maar dis 'n nommer wat jy nooit sou vergeet. Nee, natuurlik, special. Ek dink ons nog steeds nie is 1000 nie, nee, so ja, jy is ver onder 1000 nou. Ja, so dis amazing om te dink ons nog net 1000 of nie eers 1000 nie, en almal natuurlik het daai aspirasies om te jol vir die Bokke want ek dink almal as jy op Kalfoot rugby jol op laerskool dink jy natuurlik wil 'n Bok word. Dis natuurlik die droom. Ja, natuurlik. So die feit dat nog nie 1000 mense dit kon doen nie, is 'n groot voorreg natuurlik. Hoe was dit as jy nou daar op die veld is? Ek meen ou weet nou jy vibe en 'n ou gaan deur emosies en goed. Maar dit is seker net as hy verby. Jy kan jy die helfte van daai toets onthou. Ek kan vir jou sê ek moes opgaan. Nou het hulle my laat gesê maar nou die Bokke daai tyd nog sweetbakbroeke gedra. Dit vir my 'n frustrasie want ek hou nie van lang broeke nie. Ja. Nou moes ek die sweetbakbroek dra. Nou sê hulle gaan op. Maar nou baie probeer ek hierdie broek uittrek en die broek wil nie uitkom nie.
So die ouens in die States het 'n video gemaak vir my, nou sukkel ek met die bloody broek, later het mense my kom help. So En jy wil net opkom en nie. toe sê ek op en toe skop hulle op Victor Matfield en ek is op Victor Matfield, maar dan gaan jy aan autopilot. Ja, dan gaan jy. Ek kan onthou die anthem was nogal special. Natuurlik is dit nie soos in Suid-Afrika die anthem nie, Natuurlik. maar dit is regtig special en want dis net, ek dink aan daai oomblik besef net soos die harde werk, die langse drome, als hier word dit nou actually waar. Ja. So die opbou van die week is amazing. Toe die media natuurlik, so dat daar's baie wat gebeur in die week en dan uiteindelik as jy nou daar staan die anthem sing. So. Dit is baie special, ja. Ja. Toetse wat jy toe gespeel het, jy sê jy het 6 lande. Ja, so toe het ek gespeel Italië Wallis die naweek na dit. So ons het Italië gewen, Wallis verloor. Daai game is die game wat Jean de Villiers sy knie so seer gemaak het. 2015 was toe die World Cup jaar en nou daar's ook iets wat ek sal sê en ek sê altyd vir jong seuns want dis 'n ding wat ek dink met almal gebeur en met my het dit ook gebeur tot my spyt. Is toe ek nou bok word 2014 natuurlik dan is die hype oral oor jou en dan kom jy in Christdorp maar wil almal met jou chat en nou toe het ek daai November eintlik klaar gemaak met die en of weer daai Desember half so we've made it. En ek het nie hard geoefen nie. En ek het daai Desember nie geoefen soos ek die vorige Desember geoefen het. Januarie toe die pre-season begin was ek nie in die shape wat ek moet wees nie. En toe het ek eintlik 'n slow start gehad vir die jaar. Wat ek dink nog steeds my gekos het om World Cup toe te gaan. So. Ja, so toe ek kyk natuurlik Frans Malherbe was dit die stit en Janie was daar en ek dink Koenie was die ander stit. So ek was in elk geval 4 of 5 die keuse, maar ek het myself nie 'n goeie kans gegee nie. Ek het nie 'n goeie seisoen gehad 2015 aan die begin om myself 'n kans te gee nie, want ek het nie die harde werk in gesit nie. En toe daaroor is ek nog steeds spyt. Weer eens 'n goeie les geleer. En toe ek weer begin hard werk, toe kon ek weer Currie Cup en ek het toe weer begin start by die Leeu's. En toe het ek Currie Cup toe daai final gewen daai jaar, dat ons die unbeaten Currie Cup jaar gehad het. En 2016 het ek toe nou weer my bok intro gehad. So ek het al hele 2015 gemis as gevolg van slapgatheid eintlik. So. Wat ek wens iemand het met my oor geruk. My pa het 10 teen, maar ek was te windgat seker wat ook al, maar 'n slegte les om te leer, maar 'n goeie les vir die res van my loopbaan toe was. Ja, dis iets wat jy vandag en ons sal nou by jou coaching kom. Ek meen dit is iets wat 'n ou altyd vir ou kan sê, jy weet. Een ding om daar te kom. Dis een ding om daar te kom, maar om daar te bly, jy moet altyd besef daar's ek sê altyd vir my seentjies ook, jy moet altyd besef daar's 'n ouetjie wat gaan kom vir jou. Ja, wat honger gaan. Hy is honger. Die ou wat die hongerste is die ou wat die kos gaan eet. Dis nie jy moet honger bly nee op 'n manier. Ja. En ek dink dis wat Rassie baie goed reg kry met ons bokke is hy dryf daai honger. Amazing, ons ouens met 100 caps. Ja. Wat as hy op die veld hardloop blyk so ou wat sy eerste keer. Sy eerste toetspel, ja. Met al die ervaring. So daai hongerte is ek dink iets wat jy's reg. Ja. Ek dink as ons dit vir die jong ouetjies kan leer. En selfs nie is die jong ouens nie. Ek was 24 daai tyd. Iemand moes my ook gesê hy hou die jonger. Ja. Maar ou is jonk en jy maak maar ons daai stadium dink ek. Ja, ek dink die lewe gaan oor foute, nê? En is net hoe jy reageer op daai foute. Want jy leer nie as dit goed gaan nie. Nee. Dink jy die era wat jy in was as bok en ek dink die protokol lê op die tafel, maar is daar baie verandering en nou kan nou na Rassie toe gaan, ons kan 4 episodes maak daaroor, maar voel jy die kultuur het baie verander, voel jy, dis 'n verskil teenoor wat jy gehad het? Wel, dis baie moeilik om te sê, want ek was nie in Rassie se kultuur nie. En ek dink is baie onregverdig geweest teenoor Coach Alistair daai tyd, want hy kon nie sy eie groep mense saam omvat nie, so hy kon ook nie internasionale spelers vat nie. So hy was beperk geweest, hy moes local ouens kies. So die reëls was anders geweest. Ja, dis reg. Maar so dit is onregverdig om te sê om te vergelyk. Ja, ek dink nie jy kan eintlik die twee vergelyk nie, maar wat mens kan krediet gee is hoe Rassie hulle daai stelsel gedryf het en ek dink Rassie so amazing goed reg gekry het. Dis nie net by die bokke nie, maar so hoe hy die hele jeugstelsel in onder 20s nou. Die eerste keer ons nou back-to-back kon wen en daar. Ja, back-to-back sewes en back-to in die vrouens. Ek dink hoe gesond die hele SA rugby is amazing. Ja, en ek ben selfs aan jou ou coach, ek ben Swys wat nou die vrouens dryf. Ja, en daar doen hulle so beste wat hulle nog gedoen het. Ja, baie goed. So ja, ek moet sê hy doen bly goed. So ek dink mense kan krediet gee daar. Ja. Maar ek dink is onregverdig om die twee stelsels met mekaar te vergelyk. So jy toe 2015 het jy toe die bok ding gemis. Ja. Maar jy was ten minste in die Currie Cup stelsel geweest. Ja, toe was dit nog Heineke geweest en toe ons Currie Cup gejoin. Dit was eintlik toe 'n verskriklik lekker jaar vir ons geweest. Ons het baie goed gedoen by die Leeu saam. Soos 'n onoorwonde seisoen gehad. Kon die finaal by die huis wen. Familie was daar. Net 'n goeie memories, nee. En toe kom 2016. Toe 2016, dis die jaar dat ons met Super Rugby ook baie goed gedoen het. En toe Junie, toe was dit ek en Frans was toe nou die twee vaskoppe gewees.
Ja, toe was dit eintlik baie lekker. Ons het in Ierland gespeel, die series gewen teen hulle. Ja, wat lekker was. En daai was ons Super Rugby June incoming series en dan nog Super Rugby of die laaste paar rondes in playoffs. Toe het ons gegaan al die pad op by die finaal. En in Wellington toe nou vasgeval teen Hurricanes en hulle weer wat ons nie geken het nie. Ja. Toe kon ons ongelukkig daai jaar wen nie. En toe ja, en dis eintlik toe nou die jaar na dit is vir die Leeu's toe nou ons weer 'n goeie jaar gehad. Ja. Weer home final 2018 weer away final. So toe die Leeu's eintlik op 'n baie goeie stretch gegaan. Ja. Maar toe nou na daai incoming series het ons toe nou gegaan tot by die finaal en toe was dit die Tri Nations gewees. Was dit toe nou die championship gewees. En dis toe nou Argentinië, Australië en Nieu-Seeland. Maar my eerste start in Argentinië trek ek Miami, ek kan nie glo. Nou is dit so minuut 33 of iewers in die 30ste minute. Toe trek Miami, so ek weet nie as dit het hy mis gehad nie. Want toe trek ek Miami. In my eerste start. Ek wil net vir jou vra, hoe kry soos wat gebeur nou hier? is dit reg om Miami te doen? Ja, geen mens weet jy. So toe trek ek Miami en daai iets toe kom ek terug, toe sit die Aussies op Loftus en toe in Nieu-Seeland en Durban, maar ons het gewen vir Argentinië in Nelspruit toe ek gespeel het. En toe Australië het ons gewen op Loftus. En toe teen Nieu-Seeland toe val ons bietjie erg vas in Durban. Ja. So dit was erg. Dit was my laaste toets gewees. Ja. En dis hier waar die groot pak slaag wat ja, ek het nou nog gaan kyk op die score net om seker te maak, maar ek dink dit was oor die 50-15 hè. So dit was 'n slegte 57 ja, 57 'n groot pak slaag. Dis een wat ja. hulle nog tot vandag toe oor praat, maar ons het hulle dan nou so 'n bietjie alweer. Ja, ek dink nie hulle gaan nou opgesqueer. Maar daai rivalry volgende jaar gaan of einde van hierdie jaar gaan amazing wees. Amazing. So ek sien baie uit vir dit. Ja. Maar ja, so dit was toe my laaste toets gewees. Maar groot voorreg, maar dit was nou daai games was als in Suid-Afrika gewees. Ek het die toer gemis met Miami wat hulle in Nieu-Seeland en Australië gaan speel het aan Argentinië. Maar dit was amazing om voor Suid-Afrikaanse krag te speel. Nee, dit was regtig baie cool. Ja, jy daai eendag het jy met my gesels oor Australië op Loftus wat vir jou dit was vir jou. Ja, dit was eintlik lekker want dit was ek het geskram teen daai wat is so baie capsuit vir hulle slipper. Dit was 'n paar penalties geskram en dan Morgenstein hulle oorgeskop. So dit was lekker. Dit was 'n game gewees. So dit was 'n lekker game geweest. Ja, en ek onthou dit ons gesels in die kleedkamer en vir my was dit nou soos amper 'n hoogtepunt toets rugby gewees want ons in Suid-Afrika groot wen oor Australië met so tawwe forwards battle en toe sê ek en Willem het nog staan gesels. Ons weet ons kan hierdie gevoel soos in 'n blikkie sit en dat iemand dit kan proe. Ja. Want is amazing. Dis amazing om 'n bier te kan drink in die kleedkamer na 'n flippend tawwe wen. Ja, en so dit so trots om jou land te kon verteenwoordig en daai span environment. Ja. So ja, dit was nou lekker. Durban was nou nie so lekker nie. Ja, en toe soos ek sê, dit was nou die laaste ervaring gewees. Van jou bokding. Ja. Maar dit is toe net daarna, is dit 'n week daarna wat jy toe. Ja, toe sit terug en toe sit dadelik semifinale vir Leeu's. So natuurlik wil jy teruggaan en vir die Leeu's speel. En ek het so 'n bietjie van 'n niggle gehad. Ek het een van hierdie joints hier my skouer seer gemaak in die week, maar ek wil nog steeds speel vir die Leeu's. Is 'n semifinale belangrik. So ek en Faf is toe nou terug soontoe en ons gaan speel, maar toe die Cheetahs daai goeie jaar gehad. So dit ons toe gewen in die semifinaal. Toe kon ons nie aangaan met die Currie Cup nie en dis die game wat ek toe na my nek seer gemaak het al. So dit was ek kan nie onthou dis tweede helfte gewees. Ek het nog gedink halftyd, hierdie bors my is seer, maar ek dink ek moet nog vasbyt. Ek moet dit vir die span doen. Ja. En die tweede helfte toe gebeur dit toe. Kry ek 'n bal van die 10 af en ek sak dit my kop. En Torsten van die Haarsveld sê hy so flippend goeie ou. Toe hy my getackle en sy skouer het my nek het verkeerd gevang. En ek dink dit was maar as gevolg van die styfheid en wat in my nek was, as gevolg van my operasie in my eerste jaar uit skool uit. En toe na die range of movement wat te veel gegaan het en toe het my nek amper uit gedislocate. En toe val ek op die grond, voel of ek pins en needles my hele lyf het. Natuurlik skrik jy, maar ek tog hartsonskudding. Maar dan dink ek ek kan daarom verstaan wat die dokter vir my sê, so seker nie hartsonskudding nie, so ek sê okay. Ja. En ek sê toe vir die dokter ek wil opstaan en toe kon ek nie opstaan nie. En toe obviously weet hy, toe ek kan onthou sy oë so groot, so is moeilikheid. En hou my nek nou vas. Nou gaan dit deur daai hele prosedure om op die bord te laai. Maar ek onthou kon nie my voete voel nie. Ek het min gevoel gehad, dit was 'n weird sensasie, ja. Jy kan seker sê scary. Jy is eintlik de mekaar en jy weet nie wat aangaan nie. Ons nog nooit so iets ervaar nie. En toe is dit hospitaal toe en nou is dit 'n geharwar en dis 'n lang storie oor alles wat gebeur het, maar weer eens die Here se genade wat net daar heeltyd oor my was en ek glo nog steeds al die mense wat gebid het, mense is dankbaar vir daas. So dit het nou alles eintlik okay uitgewerk of so kom ons sê baie goed uitgewerk want ek moes eintlik verlam gewees het in my arm ten minste en alles het okay uitgewerk. Maar ek kon nou nie weer rugby speel nie en dis hartseer geweest, maar as ek dink waar ek vandag is
en my arm wat werk, daar's baie om vir dankbaar te wees. Ja. Ja, so die storie in die hospitaal was, as ek nou vinnig Ja, asseblief. is toe ek al aankom, nou natuurlik sit scans en die kant toe en daai kant toe en die dokters, ek onthou die dokter het net gekom en sê druk my hand. Nou ek weet nie of jy al senuwee skade gehad het nie, maar dit voel vir jou of jy dit doen. Maar jy doen obviously nie. Ja. So hy sê druk en ek sê ek druk en hy sê maar druk my hand. En ek sê jy's dokter, ek druk jou hand. Hy sê nee, druk. So obviously toe is my linkerarm het nie krag gehad nie. So en ek so toe ek nou in scans alles, hulle sien hier's groot moeilikheid, sit my op traksie. Dan boor hulle goed in jou skedel in met 'n ding wat dan met weights trek. So hulle wil obviously nou hê die wervels moet terugtrek laat hy in plek kan kom. En deur die aand, ek dink hulle het gesê soos 24 kg moes hulle op die ding sit om my nek net te trek. Toe snap hy toukie in die middel van die aand, so dit kon ook al kyk hy dokters die finale. Ek weet nou nie, ek weet nie hoe, maar die dokters het geskrik, so dis is dit aardig gekom. Gelukkig was die ding toe nou half in plek. Volgende oggend kon ek geopereer geword het en toe ek daar wakker word, toe sien die arm lam. So hierdie arm, ek onthou klim in die bed en dan toe sleep my arm so agter my aan. So toe kon ek niks met die arm doen nie. Ek het my rehab het 'n maand later begin met letterlik my arm op 'n tafel sit om te rol. Ja, hy's niks nie. Niks. Die senuwee was beskadig en die dokters het nou fancy woorde vir die goed, so daai senuwee in tussen daai twee wervels wat myne nou gedislocate het hy seer en hulle noem dit 'n moffie senuwee. So as hy seer kry, is hy gewoonlik recover hy nooit nie. So hulle het gedink ek gaan nooit weer my arm kan gebruik nie. Wow. Ja, wat eintlik nog 'n scary gedagte is, nee, maar gelukkig ja, so 3-4 maande na die tyd toe kon ek my arm alweer optel. So genadiglik het alles toe baie mooi uitgewerk. Ja, so soms was daai tyd met ons eerste dogtertjie was hy ek dink 4 maande swanger of 5 maande swanger. So teen die tyd wat Chrissy gebore was, toe kon ek al daarom vashou. Nee, amazing. So kon nie beter uitgewerk het nie. So baie dankbaar daarvoor, maar die rugby natuurlik. Hulle het gesê ek kan weer speel, maar die risiko is massive as ek nou want die netjie van my is lekker styf, hoor. Het hulle nou gefuse nou. So ja, hy's nou gefuse van level 4 af tot by my eerste rugwervel. So die helfte van my nek is nou vas, is een ding. Sure. Tussen heupbeen, want hulle het vir die laaste operasie my heupbeen gebruik. Die eerste een was 'n artificial ding. En die onderste wervel C7T1 het nou al vasgegroei met 'n been wat net van self groei as gevolg van skade. So daar's 'n natuurlike fisie, artificial een en dan 'n heupbeen fisie. So daar's lekker baie vas, ja. Jo. So dis die risiko is nou obviously is die gedagte ek is baie gelukkig dat ek kan loop. Want die scan het ook gewys nog 'n millimeter, dan was dit 'n van die dit is 'n partial dislocation geweest. So hy het een kant heeltemal uitgehaak, die ander kant het op 'n millimeter gesit van 'n osteofiet soos 'n vergroeiseltjie. As daai wervel daai uitgehaak het, dan was ek heeltemal verlam. So hulle sê het nou klaar genade gehad. Moet nou nie toets nie. Moenie nou weer. Ja, maar ek dink nie mense kop draai nie eens meer in daai rigting nie. Ek dink natuurlik kyk die vooruitsigte was rof op daai tyd. Soos daai Woensdag voor my besering het my agent my gebel. Sê die Bokke het vir jou 'n bokkontrak gegee. So jy hierdie 3 jaar vooruitsig tot my 2019 Wêreldbeker. Wat jy nou voel, hier begin ek nou. Hier gaan ek nou. Ja, hier gaan dit nou. En ek was toe 26 toe dit gebeur het. So nou dink jy is in die prime. So natuurlik het ek gedink ek wil terugkom, ek wil op die veld kom. Ja. So en maar toe die ouens nou vir my mooi verduidelik, luister, hierdie is die risiko's. Dan maak dit nie sin nie, soos jy sê. Ek het gelukkig geswaat en ek het ander goed wat ek kon doen. So is nie asof rugby alles wat ek het nie. Alhoewel dit 'n groot liefde was vir my. Natuurlik. Ja, en dit was ons span was op 'n goeie plek geweest daai tyd. So mense was lus om nog te jol. Hoe tel jy ou jouself op? En ek meen jy verduidelik in 'n baie kort term, maar hier terug in die huis. Dis die tawe gedeelte want hier was jy op die beste van beste. You can't get better than that. All Blacks in Suid-Afrika in 'n Tri-Nation en 'n 3 jaar kontrak en jy's by die Lions is jy in favour. Jy het alles. Goed, ek rooskleurig. En Saterdagmiddag op Bloemfontein verander jou hele lewe. En it's all good dat ons almal gesels daaroor, maar nou het jy 'n mental fight. Ja. Ek moet vir jou sê Koekies gelukkig, nê. Ons het Jannie oom Jannie wat by ons was, is 'n sielkundige en 'n sportsielkundige en ek moet vir jou sê hy is amazing geweest. So hy het ons span gevat. Ja. Van 2015 af. En die goed wat hy vir ons geleer het daai tyd en hy het ons ek wil nou nie sê brainwash, maar dit klink negatief, maar so positief gemaak is. Soos hy het ons goed gesê soos wat ook al met jou gebeur vir jou.
soos hy het ons het 'n Lewis confession gehad wat ons almal nou nog kan onthou van dit is net eintlik spreek lewe en positief. So natuurlik is daar 'n mental battle want dis taaf. Jy dink vir jouself, "Jo, hier word hierdie groot geleentheid word weggevat." En jy kan maklik dink, "Here, hoekom het jy dit nou gedoen? Hoekom nou?" En ek dink daai gedagtes is als natuurlik en ek dink dit moet gebeur. Maar dan om jouself te kry om te sê, "Hey, wat ook al met my gebeur vir my." En die Here het beplan vir ons voorspoed en nie teenspoed nie. Ja. So ek dink mense geloof my vrou se doop nie dat Ja, ek wou nou net sê, sommer het jy ordentlik beet gehad. En ek het die ondersteuning van my familie en ek dink tussen familie en geloof, nee, dis 'n ou se rots. Ja. Wow. So tussen daai twee was ek gesort geweest. Ek het die geloof gehad, ek het die familie gehad. So dit het my baie gehelp. So ek weet nie mense sonder geloof, sonder familie, dan dink ek is daai battle net soveel erger. Ja. So ek het dit gehad en ek gaan nie maak asof dit nie erg was nie. Daar was tye, ek onthou nog, ek het iewers sit ek met Juan Venter. hy sou nou bokke gejol het. Yes. Toe ek nie seer gemaak en ek sien hom by 'n troue na die naweek en sê ek vir hom ek vroeg hom is dit erg? Toe sê hy was erg. Sê ek vir hom ja, vir my was die ergste 2019 World Cup. Ons het die game nog hier gekyk. En ek onthou toe ek sit in die anthem kyk, sê ek so shit, ek kon nog gewees het. Dis ek gewees daai. Ja. Ek kan nie sê ek sou nog gewees het nie, maar ek kon nog gewees as nou goed gegaan Nee, het. 100%. Ek het aanhou hard werk. Maar dan dink jy, yes, dis nou nie lekker om dit te mis nie. Nee. So daai oomblikke kom en ek moet sê die begin was nie so rof want ek het gedink ek gaan terugkom. Ek was vasberade. Ek gaan terugkom. Ja. Ek gaan die science verkeerd bewys. Ek gaan vir hulle wys ek gaan terugkom. En ek het toe genadiglik teruggekom en die dokter sê toe na die ortopeed, hy het gesê dit gaan maklik wees of my te sê ek kan nie werk, op my arm gaan nie werk nie. En toe ek in sy kantoor inkom, ek sê, "Hey, toe ek hierdie arm werk." Dis so, shit. Hierdie ou gaan nou weer my verduidelik, ja. Dis sê dit vir my, jy kan nie. Maar okay, dis 'n lang storie. So ek is gelukkig het ek toe gerecover so ver ek kon. Ek dink is as gevolg van die wil dat ek wou weer speel. Maar toe sê hulle net van al die risiko's, toe kon ek nie weer doen. So maar hou jy iets oor? Het jy iets oorgehou van dit? Ek is nie meer so sterk soos wat ek dink ek sou wees nie. So ek kan voel hierdie tricep vir my is nie meer dieselfde nie, my bors nie dieselfde. So daar is ek sal sê ek's amper seker op 'n 80% krag van wat ek glo ek sou wees. En as ek hierdie kant moet vergelyk met die kant, maar dis minimaal nê. As jy nou dink wat dit kon wees. So en ek kort nie daai krag nie. So ek het geen pyn nie, dank Vader vir dit. Ja. So ek het niks anders te behalwe net 'n bietjie verswakking. Maar dit niks het jou gestop. Jy is nog 'n groot golfer. Jy gaan ek sê net nou weer golf, so dit sê dat dit jou nou weghou van iets af nou. Eintlik niks nie. Ek kan nie kyk natuurlik moet ek nou nie gaan stupid goed doen en bommelakiesies en dan swemmannes en spring en goed nie, ja. Sulke goed, maar ek lewe voluit, ja, so saam met kinders saam, ek kan al saam met hulle doen. So. Ek kan eintlik alles doen, maar ek kan net nie rugby speel om my kop teen 'n muur vashard. Ja. So dankie Vader vir dit. So dis net genade. Ja. Soos ek sê almal se gebede wat gehelp het tot dit. So hier sit ek vandag. En daar blaai die Here toe nou vir jou die bladsy om en die volgende ding sê Julian die afrigter. Ja, wow, ek het nooit, as jy my gevra het, selfs in my laaste jare van speel was afrigting die laaste ding op my radar hoor. Ja, dis vir die ou mense, die manne wat Ja, maar nou hoe dit in werk met die rugby saam met soos career ending besering, soos jy word in elk geval betaal nog vir 12 maande. Maak nie saak wanneer jou kontrak eindig nie. So toe as ek nou betaal by die Lions en nou nie op my Springbok kontrak wat ek sou gehad het op my vorige kontrak, maar nog steeds baie dankbaar vir dit want dit is ook weer eens 'n soft landing. Maar toe sê ek soos half ek wil nog by die span wees man. Ek is 'n tropdier, ek wil by die span wees en nou gaan ek in. Nou is hulle soos okay maar jy kan hierdie rol vir ons vervul. Sê ek sharp, hoe help ek? Toe sê ek soos 'n player relationship ou wat die spelers help met hulle alles van die veld af. En toe Bali Swart was ons skramafrigter masjien. Ek dink ek sê hy's 'n eister. Ja. En toe hy nie meer by die Lions, toe sê hulle maar kan ek die skrams al vat. Dis ek ja, natuurlik kan ek. Ek spring daarin en ek begin toe na die skrams bietjie vat en natuurlik is ek baie passief oor skrams. Soos jy gestel. Ja. En toe begin ek bietjie daar help en toe groei die rol net deeltyd en toe ek weer sien toe ek afrigter en ek toer saam en natuurlik is ek weer saam met die span, so ek love dit. Dis vir my die lekkerste ding en ons nou nog ons coaches saam nou jy ken nou vir Jacques vir Cash en Ricardo en Wessel wat ons nou gejoin het. Ons is 'n lekker groep ons gym elke oggend saam. Vroeg in die oggende dan braai ons 'n worsie en ons eet gou 'n eiertjie en ons drink 'n koffie en dan begin ons werk. Soos daai environment is vir my verskriklik lekker. So ek het eintlik gedink ek gaan finance doen. Eintlik gedink ek gaan 'n boek bou met finansiële beplanning. Dit was die plan wat maar dis jy was nou die accountant. So ek geswat het en ek het self gesien in 'n corporate want ek voel ek sal daar kan waarde toevoeg om enige maatskappy te lei
En toe sê die coaching nou vir my, nee, dat gaat nie broer. Nou, en ek glo maar die Here wys my jou paadjie, jy het jou planne, Ja. en ons sê almal ons wil in die Here se wil leef, en ek glo dit is hoekom dit gebeur, dat is nie my plan nie. Ja. En nou het ek daar invloed wat ek moet uitleef, en ek kan nie sê ek doen dit altyd so goed as ek moet nie, maar ek probeer en ek besef ek moet al hoe beter en beter raak met dit, want dit is 'n belangrike rol. Ek dink mens kan ook vinnig vasgevang word, jy wat ook 'n bietjie afrig, en jy kan vinnig vasgeraak word in die job, maar jy moet die mens onthou, en gelukkig het ek my vrou wat my ook konstant daar herinner, maar ek wil graag die mense meer help, en dis waar ek 'n groot rol is. Die rugby is flippe lekker, ek love it. Ja, nou toer jy weer, ek meen nou toer jy nou die URC, wat nou, en soos jy sê, nou is daar nuwe kompetisies in nuwe dorpe, so jy toer Europa. So hy traveling rough, Julian? Dit raak al hoe makliker. In die begin moes ons gevlieg het via Qatar die hele tyd, want ons het 'n kontrak gehad met daai lugreëlry. So dan was ons altyd so toe gevlieg het Europa toe. So dit lank geraak. Ek dink ons het van die keer dat ons 30 ure getravel het. So vanaf jy hier. En dan doen jy 3 keer in 'n Ja, so ons het ek dink hierdie jaar wat nou kom met ons 4 toere minimum, as jy nou nie play-offs en goeders ook toer nie. En langste is 3 weke en die kortste is 6 dae. So dit wissel. Waar met Super Rugby het jy 4 weke toer gehad en dit is dit. Behalwe dan vir play-offs. So dit is bietjie meer as wat dit was, eintlik heel wat meer as wat dit was. Wat natuurlik nie great is vir jou familie nie, jy mis baie goeders in. Maar toer is ook lekker. Ons speel lekker golf op lekker bane. Ons het Andrews gaan so, ons het al regtig special bane gespeel. Wat mense ons mee help en ons bederf. Ja, so ons is bevoorreg. Ons geniet dit baie. Jy mis die familie natuurlik baie. Maar tyd vir 'n span op toer is amazing. Maar selfs as jy hier is 'n besige tyd. Dis nie ou dink nou ja, julle kom terug, maar en jy's nou hierso en almal vang so half, hey boys, sien ons julle vanmiddag. Dis besige tye. Nee, dis ek moet sê, kyk as 'n speler besef jy dit. Maar as 'n speler kom jy in, doen jou job, gaan huis toe. Maar afrigter is kom en doen jou job en review en preview en beplan. So jy werk vir baie harder as 'n afrigter. Ek moet sê ek geniet dit als baie, maar jou tyd is baie minder. Ek weet nie of dit net so voel omdat ek nou kinders ook het, want ek het op by Joel voor ek kinders gekry. So dit kan ook dalk 'n faktor wees, maar dit voel vir my jy sit 40% meer tyd in die job wat ons nou het as wat jy het as 'n speler. Sou jy sê ons is nou nader aan die einde van die program, sou jy sê dat want kom ek reverse dit. Ek werk met die jong manne. Die manne in die laerskool. En is absoluut. Ek sê elke coach moet op 'n stadium moet hy sy apprenticeship gaan doen. Kyk, jy moet geduld leer werk, maar dis amazing. Maar ek dink daar's en nou praat ek vir ouers. Ek dink daar's 'n baie groot persepsie dat my kind moet net daar wees. Hy moet net speel. Hy gaan dit maak. En jy het nou baie gepraat in die ding van hoe jy moes ekstra harde tye en it's not easy getting to the top. Nee, ek dink al is ouens wat dit makliker het, nee. Koeks as jy dink 'n Frans Steyn en hy gaan vir jou sê hoe hard hy gewerk het en ek glo hy het hard gewerk. Want jy maak dit nie sonder dit nie, maar hy was baie begaafd geweest. Kom ons gebruik hom net as 'n voorbeeld. 100%. Wat net regtig baie begaafd is. Hy kan die bal natuurlik baie verskop. Goeie paas, hy's groot, hy's sterk, hy's vinnig. So dit wys hom dit sit 'n liggetjie agter sy kop aan. Ek dink hy's dadelik net dis baie makliker vir ou soos hy. 'n Ou soos ek wat klein was vir 'n stit altyd. En ons baie sulke spelers. Faf was 'n goeie voorbeeld van dit. Dis ouens wat moes hard werk. Hy was begaafd ook geweest natuurlik. Ek dink jy maak dit op 'n vlak as jy nie 'n vorm van begaafdheid het nie, maar sekere ouens gaan met harder werk en ek dink almal kyk vas aan 'n ou wat nie hard werk en dit maak soos 'n Frans Steyn, Rowan Pienaar. Dis ouens wat Pat Lambie was 'n klein ou man net baie begaafd. 100. Tyd op die bal soos min. Maar dan 99% van ouetjies wat dit maak is ouens wat net nie opgee nie. Ouens wat nie mismoedig raak nie, ouens wat harder werk as die ander ouens. So as ek nou met baie van ons praat en sê hy het op Kersdag gaan oefen want niemand anders oefen nie. En dan sê ek ek het dieselfde gedoen. En dis uiteindelik die ouens wat dit maak en as ek nou kan praat uit 'n afrigtersoogpunt uit. Jy sien elke jaar onder 19 sien ouetjies inkom wat al die talent het. Maar dis dalk hier wat nie die sterkste kop het nie. Die eerste keer as goed moeilik raak kan besluit het dalk om uit te klim of is nie vir hom gemaak nie. Die ander ouetjie wat sê dis moeilik, maar gaan in elk geval go. Dis baie keer die ouetjie. Dis die man wat dit gemaak. Nou en ek dink jy sien dit ook met die laities. Ja. Jy kan die talent sien, maar jy sien daai ouetjie wat net 'n wil in hom het. Ja, wat bereid is om hy never give up mindset. En dit is baie keer en hy is nie net 'n ryk nie, dis 'n lewe. Ja. Die ouens moet se kinders probeer dit leer. So uitdaging wat dis 'n lekker uitdaging. Ja. Ek wil voor ons afsluit net laaste ding bietjie tyd aan Sumari
Amazing vroukie van my hoor. Vertel ons bietjie. Ja, so ek en sy het standaard, ek het daar eintlik gelike of vandat sy was vroeër wat ek dink sy my gelike het al standaard ek dink standaard 8 is ons nou nuwe graad 10. So toe het ons standaard 9 het ek haar nou uiteindelik. Ek het dan nie regtig uitgevra het vir sê ons gaan nou uit. Ek het haar sommer net begin vas in die klas terwyl sy lees om te pes. Maar toe het ons begin uitgaan daai tyd. Ja, amazing tyd. Sy is toe universiteit toe, sy het hokkie gespeel van Noord-Transvaal. Sy was eintlik daai girl gewees wat op kos, sy's op die HK was, hokkie gespeel het, dominee geswat het. Alles net goed gedoen. Sy's maar nog altyd daai girl. Ja. Sy's ook op Millies op skool gewees waar ons kinders nou op skool is. Okay. So My sy laerskool. laerskool, ja. my Laerskool Millies. laerskool, Ja, ja. jy was ook daar. Ja. So amazing en nou is ons kinders weer daar en sy het vanoggend nog geopen eintlik. So ja, ons roots is maar nog hier Woestrand nog al die jare en hulle plot is nog steeds daar net langs die highway. So. So sy sê nog, hulle het fiets gery. Skool toe daai tyd, nee, hoe dit nou ontwikkel het, kan jy nou weet jy maar, amazing tyd. So in 'n geval, toe sy ek en sy soos ek nou gesê het, hoofseun hoofdogter, so dit was baie cool. Nou na skool het ek gesê ek wil Sharks toe gaan. Ek voel dis die beste geleentheid. Sy wil tikkies toe gaan, dis vir sy kan dominee swat. Sy het besluit dis wat sy wil doen. Wat ons gedink het is amazing. Eintlik het ons gedink eers my girl is 'n vrou. Dominee is bietjie taaf. Sy is soos nee, is wat ek wil doen. En dit wys jou net, daar was sy vandag aan die leier van die gemeente. Wow. Nee, determination. That's amazing. Ja, amazing, ja. So toe het sy gaan swat, soos ek sê, hokkie voluit, HK voluit, koshuis voluit, nie 'n social gemis nie. Nog steeds al graad gekom, so amazing al meesters gedoen. Toe sy terug by die gemeente wat sy begin het, en wat sy geleer het, wat sy groot geword het. Saam met die dominee wat al was, toe Niels, ek weet nie of jy hom ken nie. Ja. So dit was hy en ek dink daai tyd was al 'n ander dominee geweest, Groenewald. Maar in elk geval toe kom Kenneth. Toe sy eintlik net jeug, hulle het nie plek vir hom nie. Kerk is nie groot genoeg om eintlik plek vir te hê nie. Ja. Toe doen sy goed en die ander dominee waar het sy nou plek. Toe sy nou een van die twee. Ja. En toe Dooms nou aftree, toe sit nou sy, toe vat sy nou oor. Ja, so amazing story, né? Ja, ek het gekatekiseer uit daai kerk uit. Sulle, né? Ja, Amazing. Ja, dis ook om aan alles terug. Sy noem maar die maar plotters. Ja. Ja. Maar jou sukses in rugby en dis wat ek nou wil eindig op. Jy sou nie hierdie kon doen. Hierdie lang lys wat jy van praat en 'n kind en 'n die en sonder 'n vrou soos daai wat die anker in die grond druk en sê go for it, I'm here, go for it. Ja, en sy ek moet vir sê, sy coach nog steeds hokkie. Sy is voltyds dominee en soos ek sê, vat voorbeeld. Dis soos 'n CEO van 'n besigheid. Ja. Mense besef nie hoe baie werk dit is. Jy werk nie met mense wat betaal word. Jy werk met volonteërs. So dis nie so maklik nie. En dan het sy die 3 kinders en as ek op toer is vir 4 weke soos nou onlangs, moet sy die 3 kinders manage en die kerk manage en sy moet nog steeds coach en toere hê. Is hy So klaar? sy soos 'n eystervrou, nee, en ek soos jy nou so geregtelik sê, as jy nie daai support het nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Soos hoekom ek sê, is die belangrikste besluit vir enige jong man en jong vrou is kies 'n goeie partner in jou, want jy kan nie sê is altyd maklik nie, maar wat jy kan sê is ons gaan vasbyt en ons gaan dit maak werk en as jy bereid is om dit te kan sê, gaan jy die pad kan stap. Ja. Ek sit as Ek het 'n goeie besluit gemaak. jy het 'n baie goeie Ek kan nie besluit. dieselfde vir haar sê nie, maar ek het 'n goeie besluit. Maar ek sê altyd vir mense wanneer mense gesels oor die sukses en veral van wat jy klein afpraat. En jy gaan kyk na hierdie fighters as hulle ook fight. Na die tyd dan sê hy baie vinnig, maar ek wil net dankie sê vir my span agter my. Ja. En 'n mens moet daai goed altyd en ek sê altyd vir die ouers, jy moet altyd onthou jou sukses is gefondeer en dit wat jy bereid is om nie jou kind te gaan voorindruk nie, is om die support onder hom in te druk. Dit's 'n baie goeie manier om En net vashou. Net te sê hoorie go, ek hou vas. en of dit nou jou ma, jou pa, jy het dit nog gehad met jou pa se struktuur, jou ouers se struktuur, Ja, net jou. amazing. En almal was daar en ek dink dit is die sukses in die lewe is team Redlinghuis of team Koekemoer of team is ek dink jy staan 'n spyker op die kop. Ek sê ek mens kan nie genoeg dankbaar wees en ek dink dit is die challenge ook nou vir my en jou as ouers en coaches en wat ook al rol my speel in die samelewing is om daai rol te speel, soos jy nou sê, die vang en die support en die daar wees vir mekaar. Ja. Dis maklik om die druk te wees, maar Natuurlijk. ek hoor daai liefde. En ek moet dit ook vir jou sê, dit is in my opinie 'n baie goeie aanwyser vir wie gaan suksesvol wees. Wie gaan die druk manage. Beslis. Is hoe solid is die huis waarin die kind is. Is die ouers daar vir die kind? Is die ouers daar vir hierdie seun wat nou deurkom? Druk hulle hom genoeg? Is hulle daar vir hom? Support hulle hom genoeg? Dit is 'n baie goeie, in my opinie, indikasie van of 'n speler die druk kan vat. Precies. En dit kan maak op 'n vandag. Presies. Ek sê wat baie maklik is om aan 'n kind te sien en jy kan jou laerskool en jou hoërskoolkind vat
is die manier hoe hulle ouers adresseer, wanneer hulle met jou praat, nie wanneer hulle met hulle ouers daar praat nie. As jy 'n kind naderroep en jy sê, en ek veralgemeen nou baie maklik, maar 'n baie maklike voorbeeld is om te hoor, baie kinders wat vir jou sê, ek sal gou by mamma hoor, of ek sal gou by pappa hoor, maar as daai sê dan 16 jaar oud, weet jy, daar's baie liefde daar, want hy, mamma en pappa nog, hy voel veilig, en ek sê nie nou, as jou kind nou vir jou sê, ma of pa, dan sê hy op die program, ja nee, nou sê, maar jy kan, daai is 'n baie vinnige plek om dit te sien. Saam met jou. Dan is so belangrik vir ons as ouers om dit te besef en daai rol goed te speel. Absoluut. Julian, aan die einde van elke koekblik episode, dan kom ons so 'n bietjie en ek vertel altyd die verhaal, dan ek, waar is my prompts? Ek gaan stop gou daar. So Wat's 'n proper blik hoor. So ons sit altyd met, en hierdie is die ou koekblikke, hierdie pragtige koekblik het ek nog by David Marks gekry. Ja, so seker ook 'n mooi storie agter. Spesiale storie met David met sy seun McCallum Marks wat 'n Monas was. Nou hierdie blikke het jou ouma altyd gevat en later jou maale. Ouma het nog steeds van dit. Dan het hulle die beste koekies hier binne ingesit. Was die top koekies geweest. Die gebreektes het maar in bordjies saam voor die TV geweest, maar hier was die beste koekies in geweest. Maar as mamma hulle nou gou dorp toe ry, dan het 'n ou gou gekyk of jy nie bietjie van hierdie kan uitkry. Maar nou sukkel jy met jou handjie hier om en jy stoei hierdie blik oop tot jy hom nou eventually oop kry. En as jy hom nou oop het, dan het jy die mees amazingste koekies wat daar uitkom. Nou vandag is my reflection is wanneer ek die koekblik oopmaak, sit ek met Julian Redlinghuis wat my spesiale koekie in my koekblik is. Ja, dit dan mooi klink dan. En weet jy Julian, ek wil vir jou sê, nommer 1, ek was daai tyd was dit vir my baie traumaties toe jy seer gekry het, maar ek dink vir my was dit die manier hoe jy teruggekom het was net unbelievable. Ek dink dit het vir my baie inspirasie en ek dink dit vir baie mense inspirasie gee. En eintlik tot nou toe jou manier hoe jy het approach, it happened en dit was reg, die Here het dit op ons pad gebring. Ja, en jy weet ons is baie maklik en as ons in godsdiens ingaan, sê ons baie maklik laat dit in die Here se wil wees. Laat u wil geskied. Maar solank dit naby aan jou wil is. Hy moet baie naby aan my plan wees, want as hy weg van my plan af is dit moeilikheid. Waar jy het gesê Here, dit is u wil. Ja, is altyd maklik nie, maar ons moet probeer. Maar jy daai inspirasie het jy gebring. Jy's 'n positiewe man, jy's positief met almal daar buite en my stukkie koekblik wat ek vandag vir myself van Julian Redlinghuis wil hê, is ek wil daai never say die wil ek graag saam met my vat en ek wil die liefde wat jy het, die liefde wat jy vir die Here het, die respek wat jy aan mekaar wys. I want to take a bit of that with me. Nou, dat is 'n groot compliment, baie dankie. Ek dink jy het dit al klaar. Maar dankie dat jy op die koekblik is en dankie dat jy jou storie saam met ons share. Ja, groot voorreg. Dis lekker om dit te kan doen. Ek waardeer vir jou en dankie vir die goeie werk wat jy doen. Baie dankie. Uit die koekblik, Julian Redlinghuis, daar gaan hy. Ja man. Vertel ons je story.